Goeiedag. Die vroeë Christene het 'n teken gehad, julle het seker al gehoor daarvan, van die vis, wat vir hulle die hele inhoud van hulle geloof saamgevat het. Die Griekse woord vir vis is ichthus, en elke letter van hierdie woord het 'n groot betekenis. Die eerste woord is Iesos, en die tweede woord is Christos, en dan Theos, Huios, Zoter. Jesus Christus is die Seun van God, en hy is die redder. En met hierdie tekenkie van die vis, het die vroeë Christene mekaar bemoedig en versterk en vasgehou aan Jesus in baie, baie moeilike tye. Ons lees in Lukas 21, het Jesus saam met sy disippels geloop, daar by die tempel in Jerusalem in daardie tyd. Dit was die derde tempel wat in Jerusalem gebou was. Eerste tempel is deur Salomo gebou, en daarna is dit heeltemal verwoes met die ballingskap na Babylonië toe, en toe die tweede tempel is gebou nadat hulle teruggekom uit ballingskap uit. Julle kan daarvan lees in Nehemia en Esra, en die is heeltemal afgebreek deur Herodes die Grote. Hy het dit in 20 voor Christus afgebreek en 'n nuwe tempel begin bou. En toe Jesus by hierdie derde tempel rondloop, is die disippels beïndruk met hierdie geweldige gebou. Hulle sê dit was 'n wonderlike gebou, verskriklike groot wit klippe, marmer, en as die son daarop skyn, het hierdie gebou ontsettend pragtig vertoon. Sê Jesus vir hulle, nee, hierdie gaan alles verbygaan. Julle moenie julle hoop stel op hierdie wonderlike, fantastiese gebou en die sekuriteit wat dit bied nie. Dit gaan alles vernietig word. En Jesus praat in Lukas 21 vanaf vers 5 tot 19 oor die verwoesting, die tekens wat voorafgaan van die verwoesting van die tempel in Jerusalem. En hy sê daar gaan politieke onstabiliteit wees, en natuurrampe en vervolging, en dan sal Jerusalem verwoes word en die tempel verwoes word. En hy sê, wees versigtig vir dwaalleraars ensovoorts, en as julle gevange geneem word, dan sal julle kan getuig van my, ek sal vir julle die woorde gee. Hy bemoedig hulle, en dan sluit hy in vers 19, sê hy, eerste in vers 18 sê hy, daar sal beslis geen haar van julle koppe val nie, red julle lewens deur te volhard. Hy sê, in daardie tyd sal die Here by julle wees, so geen haar sal van julle koppe val nie, beteken die Here is met jou. Hy los jou nie alleen nie, hy sal nie alleen wees nie, en red jou lewe deur te volhard, vashou in geloof aan my. En dit is 'n baie mooi teken van die visie van daardie tyd. Eerste eeuse Christene, en daarna het hierdie visie gebruik om vas te hou aan Jesus in baie moeilike omstandighede, in 'n wêreld wat onseker is en wankel, en lyk asof dit enige oomblik tot niet gaan het. Hulle bly vashou aan die Here en aan Jesus en aan sy koninkryk, en ook dat hy hulle gered het en dat hulle aan hom behoort. En dit is nogal belangrik vir ons tyd ook, nee. Dit lyk as ons rondom ons kyk of die dinge uit mekaar uitval, en ons raak bekommerd en ons raak onseker, maar ons as kerk van Jesus Christus is 'n nuwe gebou. Die tempel is verwoes in Jerusalem met 'n goeie rede, sodat die Jode nie meer daarin kon vashou nie, en ook miskien nie ons as Christene nie, dat ons nie ons sekuriteit daarin sal plaas nie in wêreldse goed nie, in die teenwoordigheid van God in 'n tempel nie, maar ons is die nuwe kerk. Ons lees in Efesiërs 2, ons is die boustene wat gebou is op die fundament wat Jesus is, en ons is die nuwe kerk van God, wat versamel is uit alle volke, tale en nasies. So ons as kerk, ons is onwankelbaar, want ons is in Jesus Christus. Die gebou wat hy tot stand gebring het, ons, die Nuwe Testamentiese Christene, is onwankelbaar. Niks kan dit verwoes nie. Maak nie saak hoe die wêreld of die sonde of die duiwel en al die bose magte daarteen woed nie. Dit kan nie vernietig word nie. Dit is 'n ewige gebou, as ons die figuurlike beeld kan gebruik. Hierdie gebou kan nie afgebreek word nie. Dis deur God self gebou, word deur die Heilige Gees in stand gehou. En ek en jy is deel daarvan. Maar ons moet vashou aan Jesus. Ons moet volhard in ons geloof. Ons versigtig wees om mekaar nie bang te praat nie, en mekaar nie onseker te maak oor die wêreld waarin ons leef nie. Want as ons so word, vergeet ons dat ons hier moet getuig van Jesus. Jesus roep ook sy disippels hier op. Hy sê dat hierdie onsekerheid en hierdie goed wat gaan kom, is vir julle geleentheid om 'n getuig van my. Bly getuig van my. Praat oor my. Sê dat die Here teenwoordig is.
sê dat Jesus Christus die Here is, dat hy is die oorwinnaar, hy is die redder, hy is die seun van God. Ons hou vas aan hom, vertrou op hom. Kyk, sy koninkryk is ewig, en sy koninkryk is hier, in 'n onseker, onstabiele wêreld, wat wankel. Kyk, al die tekens is hier, natuurlik, die tekens is hier. Hierdie wêreld gaan tot niet gaan, gaan verby, maar daar's 'n permanente kerk en koninkryk hier teenwoordig. En ons as kinders van die Here kan dit raak sien, ons sien dit. Dan praat ons oor Jesus. Ons praat oor die hoop wat ons in hom het. Ons hou vas aan hom. Daarom wil ek jou vandag versterk, kind van die Here. Teken 'n visie weer op jou kar. Julle sal onthou 'n hele klomp jaar terug, ek kan nie eens meer onthou nie. Seker al 30 jaar terug, het mense visies op hulle karre geplak wat hierdie beeld uitgedra het van Ichthus. Jesus Christus, Huios Soter. Jesus Christus, die seun van God. Hy is die redder. Jesus is ons sterkte. Hy is ons hoop. Kom ons dank hom daarvoor. Here, dankie dat ons vandag figuurlik gesproke visies vir ons voordeure kan aanneem. Ons karre kan sit en mekaar kan herinner. U is die Here. U is die redder. Seun van God. Ons vertrou op U. Help ons om oor U te praat vandag en hierdie week. Van U te getuig, Here, van die hoop wat U vir ons gee, van die vreugde wat U vir ons gee, en die blydskap in 'n wêreld wat U so nodig het. Ons Vader, ons bid dit in Jesus naam. Amen. Totsiens, geniet die week.